In die voortem van vanoggend se erediens gaan ons verbeel dat ons deel is van dit wat besig is om in Jerusalem te gebeur. En ons gaan dit in die vorm van 'n dialoog doen. Julle gaan sien, daar staan elke keer op die skerm 'n V, 'n voorganger, dit is wat ek gaan lees. En dan staan daar elke keer 'n G, en dit is vir gemeente. En dit is wat ek dan saam met julle gaan lees. So ek lees elke keer die V, en dan lees julle saam met my die G, as ons voortem vanoggend. Sluit aan by die reis die toekoms in. Hosanna, geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Kom reis in die onbekende in. Kom word verras. Hosanna, geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Kom in en kom sing. Word vernuwe en verkoop. Hosanna, geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Maak 'n optog voor God, voor Jesus Christus, die vernuwer van die wêreld. Hosanna, geseën is hy wat kom in die naam van die Here. Amen. Liewe broers en susters, jong vriende, die Here Jesus wat daardie dag op die eerste Palmsondag in Jerusalem op die rug van 'n donkie ingery het. Hy is vanoggend hier, na alles wat hy vir ons daardie week deurgegaan het. En hy groet julle, en hy beloof vir julle sy genade, en sy barmhartigheid, en sy vrede. Ons gaan nou 'n pragtige loflied sing. Dis Vlam 21, ons het hom al so 'n paar keer gesing. Ons gaan dit saam met die klankbaan sing, en dis die pragtige lied, In die hemel is die Here. In die hemel is die Heer, in sy glans is soos kristal, en sy heiligheid van God. En hy heers oor die hemel, alles mag, en sy woord, soos die waters buig sy stem, soos die son sien sy lam, soos die rykdom van sy kraag. En alleen is die mag, en die heerlijkheid en krag, en alleen is die Heer, en die lof wat
Kom ons bid saam. Hemelvader, die treffende melodie van hierdie lied doen iets aan ons binneste. Die kosbare woorde van hierdie lied doen nog meer in ons harte. As ons aan U dink, aan U majesteit en aan U heerlikheid en aan U almag en aan U alomteenwoordigheid en aan U alwysheid, dan kan ons eenvoudig nie anders nie as om te doen wat hierdie lied ons oproep. En dit is om U met alles in ons en wat ons is en wat ons het te loof en te prys. Ons wil U so graag loof en prys, Here, dat ons eintlik nie wil daarmee ophou nie. Met so 'n pragtige lied is ons amper teleurgestel as dit ophou. Ja, Here, daar is absoluut geen einde aan U nie. In die hemel is die Heer. Baie dankie dat U vir ons in hierdie lydenstyd en veral in hierdie week wat nou voor lê, herinner dat U nie net in die hemel is nie, maar dat U ook aarde toe gekom het vir elkeen van ons. U het 'n mens, 'n klein babatjie geword, deur U seun, U wat God is. En U het 'n gewone mens soos ons geword. Ons lees daar in Filippense, U het soos 'n slaaf geword, wat ons kon dien het. En die grootste dien wat U gedien het, was om U lewe vir ons elkeen aan die kruis te gee. Dit is liefde. Dit is genade. Dit is ware omgee. Here, baie dankie dat U ons Here, wat in die hemel en op die aarde is, dat ons U ons Here kan noem. Dankie dat U ons die afgelope week gedraai met alles wat op ons pad gekom het en ons toegevou het met U liefde. Dankie dat U ook by almal wat op ons voorbereidingslys was en nog steeds is en in hulle is deur U Gees, ook op hierdie oggend en terwyl hulle dalk na hierdie opname kyk. Dankie Here, dat ons saam met elkeen wat hierdie week wat voor lê verjaar, vandag alreeds kan dankie sê, dat U hulle Here was, die afgelope jaar, en net so hulle Here sal wees in 'n nuwe lewensjaar, wat hierdie week begin. Here, wanneer ons na ons land kyk, wanneer ons na die wêreld kyk, is dit net goed om weer te onthou dat U die Here is, dat U in beheer is en dat ons ten spyte van alles wat rondom ons gebeur, wat ons soms so moedeloos maak, dat ons in U hande is. Saam met almal in hierdie wêreld wat so swaar kry. Waarin ons nou vanoggend in die begin van die groot lydensweek hier by mekaar gebring het, op hierdie Palmsondag. Praat asseblief met ons deur U Gees. Ons weet, U het 'n boodskap vir ons voorberei. En laat hierdie boodskap asseblief helder en duidelik deurkom, ten spyte van die mens wat dit moet oordra. In Jesus se naam.
Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Matteus 21 en daarvan af vers 1 tot en met vers 11. En ek lees saam met julle uit die 2020 vertaling vanoggend. Dit is juis die gebeure wat daardie dag op die eerste Palmsondag afgespeel het. Toe hulle Jerusalem nader en by Betfage teen die Olyfberg kom, stuur Jesus 2 disippels met die opdrag: Ga na die dorpie daar voor julle en julle sal dadelik 'n vasgemaakte donkie vind met 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle verby. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig. Dan sal hy hulle dadelik laat gaan. Dit het gebeur sodat vervul sou word wat deur die profeet gesê is. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is sagmoedig en hy sit op 'n donkie, op 'n jong donkie, die vul van 'n pakdier. Die disippels het vertrek en gemaak soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul geneem, boklere op hulle neergesit en hy het daarop gaan sit. Die groot skare het hulle boklere op die pad oop gesprei en ander weer het takke van die bome afgekap en op die pad oop gesprei. Die skare wat voor hom uitgeloop en die wat gevolg het uitgeroep: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Toe hy Jerusalem binnegaan, was die hele stad in rep en roer. En hulle het gevra: Wie is hierdie man? Die skare het gesê: Dit is die profeet Jesus, die een van Nasaret in Galilea. Tot sover ons skriflesing. Jerusalem was in rep en roer. Nie net omdat dit die week van die Joodse Paasfees was nie, maar ook omdat Jesus in Jerusalem aangekom het. 'n paar maande gelede het dit vir sy volgelinge in Galilea duidelik begin word dat iets groots op pad is. Hulle het agtergekom hy beweeg in die rigting van Jerusalem. 'n groot skare het hom begin volg vanaf Jerigo op pad na Jerusalem toe. En dit wat hy vir hulle gesê het hulle ook besef. Iets baie groots gaan binnekort in Jerusalem gebeur. Die Galileërs, die mense van Galilea, wat vir die Paasfees in Jerusalem was en van Jesus geweet het 'n verwagting gehad. Sê nou net. Die inwoners van Judea en Jerusalem het nie so baie van Jesus geweet as die Galileërs nie. Maar sy reputasie het hom vooruitgeloop. Hulle het gehoor van sy wonderwerke en dat hy praat van 'n nuwe koninkryk. Sê nou net. Te midde van hierdie verwagtinge het Jesus Jerusalem binnegegaan. Die atmosfeer was gedaai. Die gevoel van die mense was duidelik in hulle uitroepe. Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste. Die Hebreëse woord Hosanna het aanvanklik die betekenis gehad van red ons. Maar dit kan ook beteken prys hom. Dit is 'n aanhaling uit Psalm 118 wat gewoonlik tydens Paastyd die ou pelgrims gesing is, soos wat hulle nader aan Jerusalem gekom het.
Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi. En ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Johannes identifiseer die takke as palmtakke. Die wywende takke en die klere op die grond het gewys wat in hulle harte leef. Gaan hy dalk vandag? Selfs die Romeinse soldate was op hete kole. Ook hulle het geweet van Jesus. En hulle het gewonder, wat is sy planne? Is hy hier om 'n opstand teen Rome te begin? Is hy hier om die Jode te mobiliseer om hom as hulle koning te kroon? Kyk 'n mens egter 'n bietjie dieper na hierdie gebeure, kom jy agter dat hier heeltemal iets anders aan die gebeur is, as wat die Jode gehoop en die Romeine gevrees het. Twee diere, spesifiek 'n lam en 'n donkie, help ons om dit te verstaan. Kom ons begin by die lam. Jesus se aankoms in Jerusalem op hierdie spesifieke dag, 4 dae voor Paasfees, is nie 'n toevalligheid nie. In die Ou Testament, om presies te wees in Eksodus 12 vers 3 en 6, word Joodse families opgeroep om 'n vlekkelose lam te kies om met Paasfees te offer. Dit het die eerste keer in Egipte net voor hulle uittog uit Egipte gebeur en is sedertdien elke jaar deur die Jode gedoen. Hierdie lam is deur elke familie as hulle offer gekies op die 10de dag van Nisan, die dag wat ons nou Palmsondag noem. Die lam moes vir 4 dae voor Paasfees sigbaar wees, sodat elkeen kan sien dat jou lam wat jy gekies het sonder gebrek is, en moes dan geslag en geoffer word op die eerste dag van Paasfees. Dit laat 'n mens baie aan ons Goeie Vrydag dink, nie waar nie? Lammers vir die Paasfees het in Jesus se tyd almal van Bethlehem afgekom. Net lammers van Bethlehem is grootgemaak met die oog op Paasfees. Dit is die enigste plek, dit is nie die enigste plek waar ons van Bethlehem lees nie. Onthou julle, vroeg in die evangelies, waar ons ook van Bethlehem lees. Dit is heel moontlik dat Jesus met sy intog in Jerusalem deur die skaappoort ingekom het. Daardie hek, daardie poort is die skaappoort genoem. Die skaappoort is dieselfde poort waardeur hulle die lammers van Bethlehem gebring het om na die tempel toe te gaan vir die ondersoek of hulle voldoen aan die offervoorwaardes, waar daar gekyk is of die lammetjie sonder gebrek is. So was elke lam wat deur die eeue hierdeur gegaan het, 'n vooruitwysing na die lam wat op hierdie dag 2000 jaar gelede daardeur sou gaan. In Johannes 1 vers 29 lees ons van hierdie lam met 'n hoofletter waarna al die lammers vooruitgewys het. Ons lees daar: die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê: kyk, die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En in Openbaring 5 lees ons weer oor hierdie lam met 'n hoofletter en wel in 'n lofuiting. U is waardig
om die boekrol te neem en die seels daarvan oop te maak, omdat u geslag is en met u bloed mense vir God gekoop het, uit elke geslag en taal en volk en nasie. Waardig is die lam wat geslag is, om die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid te ontvang. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die sterkte vir ewig en ewig. Kom julle agter hoe die lam ons help om die ware betekenis van hierdie dag te begin snap. Kom ons kyk nou na die donkie. Jesus gee sy disippels opdrag om vir hom 'n donkie vol te kry. 'n Klein, onopvallende diertjie waarop hy sou inry in Jerusalem hê. Dit is die enigste keer, interessant, dit is die enigste keer waarvan ons lees wat Jesus nie geloop het nie. Hy het dus presies geweet wat hy doen en wou beslis iets daarmee sê. Hy was besig om 'n profesie hier te vervul. Vir enige ingeligte Jood het dit in daardie tyd die beeld van Sagaria 9 vers 9 opgeroep, waar daar geskrywe staan: Juig dogter van Sion, jubel dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is regverdig en die oorwinnaar. Hy is nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie merrie. Die feit dat hy op 'n donkie ry, het groot betekenis gehad. Jesus was 'n koning wat in vrede na die stad kom. Sou hy op 'n perd gekom het, sou dit 'n oorlogsverklaring gewees het. Jy kan dit omtrent vergelyk met Donald Trump, wat met Air Force One land in plaas van 'n F-35 vegvliegtuig. Die een is 'n vriendelike staatsbesoek, die ander een is 'n inval. Volgens 1 Konings 1 het Salomo ook Jerusalem binne gery op die rug van 'n donkie, omdat die begin van sy koningskap 'n tyd van vrede ingelei het. Militante heersers het op groot perde gery as simbool van krag en spoed. Ware en goeie konings wie se koninkryk vrede en 'n nuwe manier van lewe voorspel het op donkies gery. Dat Jesus op 'n donkie ingery het, sê baie oor die koninkryk wat hy kom vestig het en hoe hy sy koningskap sou uitvoer. En dan, broers en susters, is daar nog iets baie interessant oor 'n donkie. Die donkie is die enigste dier met 'n kruis op sy rug. As julle weer 'n donkie raakloop, kan julle gerus gaan kyk. Dit is so. Daar is 'n baie mooi legende hieroor. Onthou, dis 'n legende, nie noodwendig waar nie, maar dit sê iets van die betekenis van hierdie kruis op die donkie se rug. Kom ek vertel vir julle hierdie legende. Bring vir my die vel van 'n donkie, was meester Jesus se versoek. 'n Jong donkie is na Jesus gebring om hom in Jerusalem in te neem. Minder as 'n week later is Jesus op Golgotha gekruisig. Die jong donkie het Jesus so lief gehad dat hy hom wou help om die kruis na Golgotha te dra. Maar helaas, hy is weggestoot. En genadiglik kon Simon van Sirene hom toe kom help. Die legende vertel verder dat die hartseer donkie toe naby die kruis gewaag het om totsiens te sê. Toe hy omdraai om weg te loop, het die skaduwee van die kruis op sy rug
en skouers geval. En daar het dit gebly, as 'n huldeblyk vir die loyaliteit en liefde van een van die nederigste omgee skepsels van God, en as 'n herinnering aan Jesus se kruisiging. Broers en susters, jongmaats, dink net saam met my vir 'n oomblik hieraan. Te midde van die intog van lammers, wat deur die skaappoort ingelei word om ondersoek te word, en dan daar uit die paaslam te kies, wat 4 dae later met die paasfees geslag en geoffer sou word. En te midde van die oorlogsperde van die Romeine, kom die perfekte lam van God, Jesus van Nasaret, op 'n donkie ingery. Dalk was die klere en takkies wat op die pad gegooi is, bedoel om die lammers se mis te bedek. Die lam van God het gekom om ons mishoop van sonde eens en vir altyd te verwyder. Deur sy offer 'n paar dae later aan die kruis. Mag ek vanoggend vir jou vra, wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? Is hy vir jou die sagmoedige koning op 'n donkie, wat gekom het om jou en almal te dien, met sy lewe en sy dood? En is Jesus vir jou die lam van God, wat vir al jou sonde geslag en geoffer is? Kom ons luister nou na hierdie treffende lied van Jan de Wet oor die lam. Ons was op pad na Jerusalem, om die Pasofferfees by te woon. My 2 jongstens was by my met die opdrag om te waak, en besorg dat die lam nie weg sou gaan. Sê ons papi, wat gaan ons nou sien? Daar is soveel wat ons nie verstaan. Vertel ek hulle van Israel en Moses en Abraham, en sê die kinders kyk na die maan. Want daar is soveel mense in Jerusalem vandag. Ons sal die land moet oppas, tot die priesters hom kan slaan. Vertel ek van Moses en van vader Abraham. Sê my lieve kinders, kyk na die maan. Toe ons die stad bereik, het hy besef daar is iets verkeerd. Daar was 'n somber atmosfeer, die feesvreugde het ontbreek. Skare en man voor Pilate saamgedrom, en soos die mannen woedend uitgeskree, kruisig hom. Ek vrees
skielik toe ek kyk, sien ek 3 manne kom. Die eerste een smeek om genade, maar almal lag vir hom. Die tweede man was Titan. Hy vloek en skel halfmal. Ek hoor nou nog hoe hard hy brul, toe die zweep slaan om hom vlam. Ek hoor iemand sê, daar is onse. Ek kon my oor skaars vloek. 'n man so erg gemartel, die dood was in sy oor. Die bloed vloei uit sy siel, van die torens op sy hoef. Deur sy bloed, deurdrenkte klere, sien ek sy rug is opgekloof. Ek sien hom toe hy voorval, en die kruis om grond te win. Skare joen skreeuw, want sy kracht geen te win. Daar woon kom opdag, oor my neergevoel en win. Toe gryp 'n Romeinse soldaat my arm en skree, Jy dra die kruis. Ek het eers geweier, maar toe dreig hy my weer. Neem ek die besmeerde kruis, die skouers van die bloed. Dra die kruis te ver, waaraan hy moes gaan hang. Die bloed wat hy gestort het gedroog oor my mond. Toe na my ooggoed, waar hulle spijkers in sy hande leer. Waarom ek vergeet, laat sy oor het gestraal van liefde, maar sy teers was so groot. Vader in die hand geef ek my geetspoor, het hy gesê, en toe sy doen. Dit was net soos 'n nare droom, waaruit ek wakker sien. Skielik voel ek 2 in my hand, 'n ander kleur. My kinders was in trane, skokken diep in my maag. Vader, asseblief vergeef ons die land het weggeraak. Papi, wat het ons gesê? Wat het ons gebeur? Wie is wat gemaakt? Toen neem ek in my land, en toe draai ons om na die kruis. En sê, liewe kind, kyk na die land. 'n paar oomblikke van stil gebed.
Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Baie dankie diakens. Kom ons sluit af met lied 215. Ons gaan daarvan die eerste 3 verse saam sing. Besing die lof van Jesus saam. Amen.
van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees en bly.